Goeiemôre geliefdes, ek is Hubert Ferreira, leraar van die AP Kerk in Hoedspruit. Ons is besig met Numeri 32 vers 23 en ons kom vanmôre by die laaste van hierdie gedeelte wat handel oor die sonde van niks doen nie. En ek lees graag vir ons weer die 23ste vers van Numeri 32. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. So ons het nou die vorige paar oggende gesien dat daar nou 'n klomp redes is hoekom hierdie twee stamme, Gad en Reuben, wou nie saam deurtrek na die beloofde land nie. Hulle wou aan die kant bly. En die implikasie daarvan en wat hulle gesê het, kom eintlik maar net daarneer is: ek is gemaklik en ek is lui en ek is selfsuftig en ek is ondankbaar en ek doen nie wat ek geroep is om te doen nie. Maar dit gaan ook verder. Daar's 'n laaste gedagte wat ek graag by u wil los. Dit is dat deur te weier om saam met die volk van God te trek na die beloofde land, het dit ook beteken dat daar 'n verdeeldheid kom. Hy het Israel uit Egipte as een volk uitgelei. Hy het hulle as een volk deur die woestyn gedra en hy het hulle beveel om as een volk Kanaan in te neem. Nou hoe durf een groep nou sê, maar julle kan nou maar gaan veg en ons gaan nou maar aan die kant bly? Kan jy die verdeeldheid raak sien? Kan jy verstaan hoe die familie van God nou verskeur word? En geliefdes, wees nou maar eerlik, ons sien presies dit in die kerke vandag ook. Die skeurlyne in gemeentes lê baie keer tussen die gemaklikes en die werkers. Die gedeelte van die gemeente, gewoonlik 'n klein gedeelte, dra 'n groot gedeelte en die ander doen eintlik maar niks nie en dit veroorsaak verdeling. Jou luiheid sal saai verdeeldheid net soos wat skinder dit doen. Jy hoef nie die kerk oop en bloot aan te val om dit te breek nie. Jy kan dit breek deur eenvoudig net niks te doen. Want hoor mooi, as jy niks doen nie, sondig jy nie net teen jou medemens nie, maar jy sondig ook teen God. So wat moet ons maak? Nou, die evangelie leer ons, daar is een wat gekom het, wat ons sondes kom dra het. Jesus het nie teruggestaan toe dit by die oorlog gekom het. Hy het nie gesê, maar wag so 'n bietjie, ek gaan nie gekruisig word nie, ek het mos nou nie sonde nie, hoekom moet ek nou oorgaan, hoekom moet ek nou gaan stry aan die ander kant? Ek is mos nie nodig, dit is mos nie nodig vir my om te doen nie, ek het geen sonde. En tog het hy gegaan. Hy het alleen in Getsemane gaan bid, alleen die kruis gedra, en alleen die volle toorn van God verduur, sodat ek en jy, wat niks wou doen, gered kan word, deur sy volmaakte gehoorsaamheid. En hy roep ons, nie om net stil te sit nie, maar om saam met hom die goeie stryd van die geloof te gaan stry. Nie om net te ontvang nie, maar om te gee en te dien en sy lig te laat skyn. Nie om verdeeldheid te saai nie, maar om saam te bou in die liggaam van Christus. En daarom, geliefdes, moet ons kies. Of jy moet soos Reuben en Gad sê, nee, wat ek is gemaklik, ek gaan sommer hierdie kant agterbly, of jy moet soos Jesus Christus jou kruis opneem en hom volg. Want die beloftes staan vas. As jy saam met hom ly, sal jy saam met hom verheerlik word. Maar die waarskuwing staan ook vas. As jy dit nie doen nie, kyk, dan sondig jy teen die Here, en dan moet julle weet, julle sonde sal julle uitvind. Mag ons dan vandag antwoord, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, stuur my in hierdie stryd, totdat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Totdat elke volk en stam en taal en nasie die evangelie gehoor het. Mag die Here daardeur verheerlik word. Mag die Here ons sterk in hierdie taak. Kom ons bid saam. Here, gee dat ons in alle opregtheid die goeie stryd sal stry. Dat ons nie sal lui wees nie. En dat ons hierdie woorde van Numeri 32 vers 23 sal onthou. Dat as ons nie ons deel doen nie, dat ons teen u sondig en hierdie sonde ons sal uitvind. Here, lei ons, dat ons roeping sal vervul, dat ons lig sal laat skyn, sodat u verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.